Dis donderdag die 14de Mei 2026. Ons verwelkom almal by die Hemelvaartsdiens en geleentheid. En dis my gebed dat die Here ons saam ook sal seën. As ons oor hemelvaart praat, dan help die Heidelbergse Katekismus ons. Een van ons belydenisskrifte wat ons oor jare geleer het en gebruik het, en wat ons help om ons geloof ook uit te druk. En die van julle wat vanoggend saam is hier by die tehuis, is dalk bekend met die woorde van die Heidelbergse Katekismus oor die hemelvaart. As ons so 'n bietjie in die geheue kan gaan delwe, dan moet ons vir mekaar sê in Sondag 18, daarby vraag en antwoord 48, 49 rond, praat die Katekismus nogal oor hemelvaart. En nou vra ons vir mekaar, want mense het mos nou hier in die nasie, kom is dit nou nie meer 'n publieke vakansiedag nie, respekteer mense nou nie meer die hemelvaart nie. Maar nou wil ek sê, ons is in Suid-Afrika in 'n land van vele godsdienste, wat beteken as ons vir elke godsdienstige dag, 'n vakansiedag in hierdie land moet hou, dan weet ek nie of ons ooit gaan werk nie. So ons moet vanuit ons geloofsoortuiging en vanuit ons lewende verhouding met die Here Jesus Christus hierdie dag herdenk as deel van ons geloofsreis, as deel van ons verhouding met Jesus. Ons kan nie van 'n regering verwag om 'n dag te skep sodat die mense wat aan die dag waarde heg, dit kan vier, en ander wat dalk hulle self Christene noem, maar geen waarde aan die dag heg nie, 'n dag by die werk wegbly, want dit is 'n vakansiedag. So wat sê ons vir mekaar? En kom ons hoor wat vra die Heidelbergse Katekismus, vraag en antwoord 49 oor hemelvaart. Hy sê, watter nut het die hemelvaart van Christus vir ons? So ons dan nou hier sit en ons sê vir mekaar, dit beteken iets. Wat beteken dit? Watter nut het dit? Eerste plek, hy's in die hemel ons voorspraak by die Vader. Ek en jy bid mos in Jesus se naam. So hy's die voorspraak. Nou hoor jy hulle dadelik Heilige Gees taal. Hy's die ander voorspraak. Een van dieselfde, twee van dieselfde. So die voorspraak by die Vader, Jesus, tree vir ons in. Dan, baie belangrik, en daar's nou, julle onthou dit dalk anders, maar die tweede ding is, ons het ons menswees in die hemel as 'n betroubare waarborg, dat hy ons, sy lede, ook na hom toe sal neem. Met ander woorde, ons is geborge. Johannes 14 taal. Hy het vir ons gaan plek maak. En dan die derde een, dit het ons al gesê, hy stuur sy Gees as waarborg na ons toe, deur wie se krag ons soek na wat daar bo is, waar Christus is. Hoor ons mooi? Dit sê vir ons, waar Christus is daar ook plek vir ons. En ek wil jou vat na die verhaal, na die gebeure, na daardie dag, toe hulle by mekaar was, en Jesus met hulle gepraat het, en vir hulle gesê het, maar, dis nou die gebeure. Handelinge 1, my eerste boek, Theophilus, het ek geskrywe oor alles wat Jesus gedoen en geleer het, van die begin af, tot op die dag van sy hemelvaart. En dan, kom ons vat gou net 'n trappie terug voor hemelvaart. Voordat hy in die hemel opgeneem is, het hy deur die Heilige Gees bevele gegee aan die manne wat hy as apostels uitgekies het. Na sy dood het hy aan hulle met baie onbetwisbare bewyse ook getoon dat hy lewe, en in die loop van 40 dae het hy by verskeie geleenthede aan hulle verskyn en met hulle oor die dinge van die koninkryk van God gepraat. By een van die geleenthede sê vers 4, terwyl hy 'n keer saam met hulle aan tafel was, het hy hulle beveel, moenie
van Jerusalem al weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het, soos julle van my gehoor het. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Toe by 'n volgende geleentheid wat hulle bymekaar is, vers 6, toe hulle weer bymekaar was, het Jesus gevra, Here, Here, is dit nou die tyd dat u die koninkryk vir Israel weer gaan oprig? Hy het hulle geantwoord, dis nie vir julle om die tyd en die omstandigheid te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. En dan die vers wat vir die kerk van Christus ongelooflik belangrik is, Handelinge 1:8, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria, tot in die uithoeke van die wêreld. En nou dink ons baie keer dis waar dit stop. Maar nou sê die Bybel in vers 9 sê, en onthou nou net, daai dit was daar nie versietjies ingedeel soos wat ons dit het nie. Daar staan hier, hy het net gesê, julle gaan krag ontvang, julle gaan getuies wees. En waarmee begin vers 9? Vers 9 begin met die woorde, daarna. Daarna is hy in die hemel opgeneem. So hy het gesê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, getuies wees, Judea, Samaria, tot in die uithoeke van die wêreld. Toe hy het klaar gesê, hemelvaart. So moet dit nie breek as dit sulke blokkies is nie. Dis 'n vloei, dis 'n deurlopende verhaal. Hy sê daar, nadat hy dit sê, dis opgeneem terwyl hulle dit sien. En 'n wolk het hom weggeneem, sodat hulle hom nie langer kon sien nie. As jy ons gemeente gevolg oor die afgelope tyd, ons vir mekaar gesê, wat gebeur wanneer ons Jesus nie meer liggaamlik by ons kan sien nie, hoe leef ons dan? So hier hoor ons pertinent, hulle kon hom nie meer sien nie. Terwyl hy weggaan en hulle nog stip na die hemel kyk, daar skielik 2 mans in wit klere by hulle gestaan. Die sê toe vir hulle, Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom, soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het. En dan lees ons vers 12, net 'n sinnetjie. Daarna het hulle na Jerusalem toe teruggegaan van die berg af. Dit was die Olyfberg. En wat gaan maak hulle? Dit wat hy daai een keer vir hulle gesê het. Moenie van Jerusalem al weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Gees, wat die Vader beloof het, soos julle van my gehoor het. So probeer net verstaan, daar's 'n lyn. Ek weet ons werk baie keer, ons kyk mos TV-programme, so in episodes. Ek weet daar's 'n series en ons daar 12 episodes in 'n series en ons daar series 2 en ons daar nog 12 episodes. Ons moet hierdie as 'n lyn sien wat aan mekaar loop en deurloop. En dit nie net afbreek as dit gebeur, maar hy loop. So kom ons sê vir mekaar, op hierdie dag, belangrik, kom ons hoor net oor hemelvaart weer. Baie mense dink Jesus is weg, hy's ver bo kan die wolke, hy's ver van ons Bybel af, van ons wêreld af. Maar die Bybel vertel 'n ander verhaal. Hemelvaart beteken nie Jesus het die wêreld verlaat nie. Hemelvaart beteken Christus regeer nou oor alles. En meer nog, waar Christus is daar ook vir my en vir jou plek. Dis hoekom in Johannes 14 sê, ek gaan om vir julle plek gereed te maak. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. Ekskuus, ek is 'n Afrikaanse mens, maar die Engels hier is my ongelooflik mooi. As hy sê, in the house of my Father, there's many mansions. En 'n mansion is dan nogal iets wat ons nog na uitgesien het. Jy weet, as 'n ou in 'n mansion bly, is hom 'n fancy huis hoor. Dis nie net sommer 'n huis nie. Jy weet, dis 'n plek so in the house of my Father there's many mansions. So dit gaan nie hierdie gaan nice wees. Maar belangrik, as hy dit sê,
gee Jesus nie net inligting oor die hemel vir eendag nie, hy gee troos. Hy sê vir my en vir jou, wie wat? Eintlik moet ek julle dit eers gou vra. Kom ons begin gou weer Sondagskool toe. Is julle okay? Heidelbergse Katekismus, vraag en antwoord 1. Wat is my enigste troos in lewe en sterwe, né? Is dat? Dat ek aan Jesus behoort, liggaam, siel, alles. Ek sê altyd, daai stukkie is my so mooi. As jy deur daai antwoord gaan, dan sê hy op 'n punt, dis selfs vir my wat 'n kaalkop is belangrik om te weet, want die Here sê, sonder sy wil sal daar nie 'n haar van my kop afval nie. Nou, ek is nog gelukkig nie daai wat so trek en dan is dit daar nie, daar is niks om te trek nie. Belangrik is om te sê, die Here gee vir my om. Hy is my ongelooflik lief. Ek behoort aan Jesus. Dis troos. Hy beloof ek gaan my plek maak. Ek wil tog 'n Engelse woord hier gebruik, want ons Afrikaanse vertaling van ons behoort, maak vir mense, hoor gou die Engels. Belonging. Dis 'n basiese menslike behoefte. I want to belong. I want to be included, not excluded. Hemelvaart sê, you are included, not excluded. Jy belong, jy behoort. Jou lewe is geborge, dis veilig by God. Dis troos. En dis wat die Katekismus so mooi sê. Dis hoekom ek sê ons is nie in die wagkamer of in die vertreksaal vir die hemel nie. Ons gaan nie eendag aan menswees ontsnap en hemel toe gaan. Maar wat gebeur? Jesus met hemelvaart dra sy menswees, ons menswees, saam met hom in God se teenwoordigheid in. Hy het nie sy menswees op die aarde gelos toe hy opgevaar het na die hemel nie. Die opgestane Here Jesus bly die vleesgeworde Christus wat in Bethlehem mens geword het, wat onder ons kom woon het, wat in ons kom woon het. Daarom kan ons vir mekaar sê op hierdie dag, waar hy is al plek vir ons op. In die huis van my Vader is al baie woonplek. Daar's genoeg plek. Daar's mansions. Nou wil ek vir jou sê, moet asseblief nie oor daai mansion idealiseer soos wat jy as 'n aardse mens gedroom het oor die huis waarin jy bly wat nie goed genoeg is nie, wat as ek net iewers in 'n mansion kan bly. Want waar jy nou is jy buitengewoon bevoorreg om te kan bly en te kan wees en 'n sinvolle kwaliteit lewe te leef, want jy die Gees ontvang. Daarom sê ons mekaar, hemelvaart gaan nie net oor eendag. En julle het gehoor dat ek net nou daaroor gepraat. Ons is geroep om hemel op aarde mense te wees. Ons het dit gesing, ek weet aan wie ek my toevertrou het. Ek weet aan wie ek behoort. My enigste troos, lewe en sterwe is dat ek aan Jesus Christus behoort. So God roep ons om met hierdie hoop in ons binneste, ons gaan net daaroor sing. As ons sê, U is koning oor die aarde, die mense vra na U wil om U te eer. Gees moet ons hier lei en leer. Dan moet ons hemel op aarde mense wees. Nou, 14 Mei 2026, hoe laat is dit? 10:29 is ons hemel op aarde mense. Ek meen, watter sin? Kom ons dink gou net, as mens kan sê, jy kan hier oor logies dink. Watter sin is dit, as jy hierdie vreeslike mense is, en tjoep, daar gaan jy na dood, jy gaan hemel toe, en jy het hier niks beteken nie. Het hier geen verskil gemaak nie.
So het gaan oor nou ook leef. Wie is ons? Ons is mense, nou, hier, vandag. Is nou 10:30. Ons is mense wat reeds nou leef, vanuit Christus se nuwe wêreld. Nie eendag nie. Ons is nou mense wat hoop bring. Ons is nou mense wat vrede leef, wat liefde uitleef, wat sorg dra, wat ander mense versorg en hulle omgee. Ons is nou mense, ons kan dit net sing in ons slotsang. Ons is mense wat lig bring vir die nasies. Dis hoekom Handelinge 1 so ongelooflik mooi is. Baie interessant. En dis hoe ek sê met die lyn verstaan. Jesus praat, hy sê, julle gaan getuies wees uit hoeke van die wêreld, daarna is hy in die hemel opgeneem. En dan mag ek dit so sê, vang die twee engele uit die hemel hulle, terwyl hulle vir die hemel staan en kyk. So hulle het nog geluister vir Jesus, sê, julle gaan getuies wees, Judea, Samaria, uit hoeke van die wêreld, en dan vaar hy op, en dan staan hulle en kyk hoe dit gebeur, dit staan daar, terwyl hulle staan en kyk, terwyl hulle hom uiteindelik nie meer sien nie, so sê die engele, hoekom staan julle hier? Hoekom staan julle hier en wag? Hoekom kyk julle vir die hemel? Hoor gou wat vra die engele eintlik? Hoekom is julle hier besig om passief te wag? En ons slaan vers 4 weer deur. Gaan terug Jerusalem toe, gaan wag op die gawe wat die Vader beloof het, sal kom. Ek gaan Sondag by die gemeente 'n bietjie daaroor praat, wat sê, maar hierdie tussentyd is Sondag die 7de Sondag in Paastyd, of is die Sondag na Hemelvaart. Nou, ons gaan uiteindelik vir mekaar sê is al twee. Maar crucial is net om te sê, van Hemelvaart tot Pinkster beteken nie passiewe wagtyd nie. Die engele moet kom sê, julle kan nie vir die hemel staan en kyk en hoop dat daar beter dae gaan kom nie. Wat het Jesus gesê? Gaan wag aktief. En as dit nog interessant is, jy vers 12 lees, dan sê hulle is terug Olyfberg toe, daar het hulle eendragtig in die gebed volhard. Hulle het onder andere vir Judas 'n plaasvervanger aangewys. So dis nie 'n passiewe wagtyd nie. Dis weer daai ding, hemel op aarde mense. Ons wag nie vir eendag nie. Ons werk sommer vandag. Ons maak sommer vandag verskil. So Christus stuur my vandag die wêreld in. Die Gees het gekom. Die evangelie moet leef. Wat is wat Jesus gesê het? Hy was besig om hulle te sê, gaan Jerusalem toe, Judea toe, Samaria toe, uithoeke. Wanneer die Gees kom, hy gaan hemel toe. En dan sê hy, okay, die evangelie moet leef, hy moet uit. Julle kan nie vir die hemel staan en kyk nie. Waar's werk? En dis hoekom lied 168 wat ons gesing het, ek wil gesê, luister asseblief mooi na die tweede vers wat sê, die Gees moet ons hier lei en leer. Hier lei en leer. Nie weg van die aarde af nie, hier in die gewone lewe, binne ons menseverhoudings, binne in inwonersvergaderings, ten spyte van pyn, by die werk, wanneer ons sorg en versorg, wanneer ons bedien, wanneer ons diensbaar is, wanneer ons hoop gee vir die nasies, wanneer ons balsem aansmeer vir herstel. Nou, en ek en jy het dit, hoekom deel ons dit nie? Wag ons op vir eendag, soos daai fancy rok, of broek, of baadjie wat in jou kas hang, vir eendag. Gaat haal hom nou uit, man. Trek hom aan en lyk vandag fancy. Want kom ek vertel gou vir julle realiteit. Niemand van ons is oor eendag gewaarborg. As ons na die tyd jou kaste uitpak en ons sien, hy los nog harder.
van daai rok of broek of baadjie wat jy vir $1 gekoop het, hang nog steeds in die plastiek wat jy hom by Edgars gekoop het, want jy het hom nooit gedra nie. Gaan trek jou mooi baadjie en jou rok aan vandag, want môre is nie gegarandeer. Gryp die oomblik, carpe diem. Ek kan nie anders. Want as iemand daaroor skryf, hy sê Christus bevry ons van die mag van die verlede en die vrees vir die toekoms. Ek gaan 2 goed daaroor sê. Wat uit jou verlede hou jou vandag vas? Wat in die toekoms is jy voor bang? Dat jy nie vandag jou spesiale rok en baadjie en broek gaan onttrek nie. Want jy is bang vir die toekoms. Ek hoef nie vasgevang te leef in gister nie. En ek hoef ook nie verlam te word, die Engels is mooi. Ek hoef ook nie gepacified te word oor môre nie. Want my lewe is reeds veilig in Christus. Selfs al gaan ek deur 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. In U hande is ek veilig. U stok en U staf, die vertroos my. Vrou met die naam van Julian van Norwich, wat deur oorlog, siekte en baie erge goeters is, sy sê, all shall be well. Wat is daai een lied waarvoor ons almal so lief is? Ons huil ons oë uit, ek dink is die Gators wat dit sing, it is well with my soul. En as ek baie keer na ons kyk, dan sê ek, oh my goodness, dit is hoe mense lyk, wie se souls dit mee wel is. Eina, is nie 'n goeie advertensie vir die koninkryk nie. Hoekom all shall be well? En julle en ek is daarvan lewende getuienis. Dis nie omdat alles altyd oukei is nie. Dis nie omdat alles altyd maklik is nie. Maar dis omdat God se liefde my behoort aan Christus, my geborgenheid, my belonging binne sy liefde, die grootste waarheid vir my en jou lewe is. En kom ons sê dan vir mekaar, ons doen ook 'n reality check. Ons kyk ook vandag en ons sê vir mekaar, wie wat, liewe dominee, ons leef in 'n wêreld vol spanning. Ons leef in 'n wêreld vol angs. Dominee, ek is 80, ek is 85, ek is moeg, letterlik en figuurlik. Dominee, dit raas. Daar's 'n lawaai. Daar's verdeeldheid. Sê ek stem jou saam. Dit gebeur met my ook. Ek moet ook deur dit. Ek moet ook my lewe stuur. Ekskuus vir my Engels. I have to navigate through life. Ons almal. Ons dominees is nie daarvan gespaar nie. Ons het presies dieselfde as julle. Maar wat sê Hemelvaart? En dis die troos. Christus regeer. Hier is koning Heer, ons gaan dit nou sing. Lekker, hard. Hier is koning Heer oor die aarde. Die mense vra na U wil om U te eer tot die hele wêreld kan juig. Omdat U regeer. Laat U ryk Heer en ons kom. Hy's die koning. Hy's op die troon. Hy hou my vas. Hy los my nie. Hy tree in. Ongelooflik as jy daai Romeine teks lees wat sê hy tree ons in met woorde van versigtiging,
Want ek en jy nie weet wat om hoe te bid nie. Dan sê hy sommer die Heilige Gees die vertaler. So as ek nie dan sê hy vir die Here, wie wat Anton Minnie het vandag net liefde en comfort nodig. En dan kom een van julle en gee my 'n hug en ek sê, dankie Here. Tannie Dorie het my kom 'n drukkie gee vandag en ek het dit nodig gehad. Dankie dat sy instrument in my lewe was vandag. Ek dink ek en jy verstaan al dit is hoe die Here met ons werk. Ons wil preek en bekeer en ek weet nie wat se goed is alles nie. Dit is 'n klein dingetjie. Just be nice. Smile net. Sê net hallo. Dit help nogal. Ek sê bang is daarvoor, want ek weet ons is mense wat oor hierdie persoonlike ruimtetjie van ons nogal baie besorg is. Ons besluit wie laat ons hier toe en wie laat ons nie hier toe nie. Hy stuur sy Gees om ons te help, sodat ons sy liggaam kan wees. En onthou, waar Christus is, daar's plek vir ons almal. So as ons hier uitgaan vandag, gaan leef asseblief as hemel op aarde mense. As mense wat weet die Here is hier. Hy is met ons al die dae tot aan die volleinding van die wêreld. Kom ek gee vir jou tyd, Marie gaan stadig nader kom en vir hom so sagte musiekie speel, dat jy net kan stil word, met die Here praat, bevestig wat daar ook in jou lewe gebeur, en dan gaan ons 'n gebed doen. Here, leer my asseblief om 'n hemel op aarde mens te wees. Maak my asseblief sagter. Gee my 'n gentleness en 'n kindness. Maak my meer hoopvol, meer liefdevol, meer geduldig, meer bereid om lig en vrede te bring. Bid vandag vir mense wat moeg is, vir mense wat onseker is, vir hulle wat treur, vir mense wat voel hulle hoort nêrens, hulle behoort nie. Those who have a sense to know that they belong. Herinner ons almal waar Christus is, daar is daar ook plek vir ons. Ons bid vir die kerk, ons bid vir ons gemeente, ons bid vir die land, en ons bid ook vir die wêreld, waarna toe U ons stuur. Saam met ons lied wil ons sê, laat U Gees ons lei en leer. Amen.